geadopt word in sy geestelike familie. Nou, vers 1 van Genesis 22. God het vir Abraham beproef. Hy het hom getoets. Yes, Lord. Van God het nie robots gemaak wat hy opwyn om hom te dien, gehoorsaam te wees, om te wedywer volgens sy wil. En daarom het hy hom beproef. En dit was nie 'n maklike toets nie. Dit was 'n moeilike toets. Maar tog sê die woord van die Here, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike. En God is getrou, wat hy sal toelaat dat jy bo jou krag versoek word. Maar saam in die versoeking is hy, om die uitkoms te gee, dat 'n mens dit kan verdra. Yes, Lord. Maar onmiddellik wil ek iets regstel. Want baie male is die Christens aanvoerders van hierdie bedrog en leuns. As wanneer die mens se lewe moeilik is, ongemaklik, as wanneer dit nie goed gaan met die familie of die individu, dan sê hulle, die Here toets jou. Nou die Here toets nie ongelowige mense nie. Die Here toets nie sondaars nie. Die Here toets nie hulle wat nog vervreemd is van hom af nie. Hy toets sy kinders. Hy toets hulle wat sy gees het, wat al ingeskerp is deur hom, wat al 'n pad geloop het met hom. Hulle wat geproef het en gesmaak het, dat die Here is goed. Want as die Here met 'n ongelowige toets, gaan hy dus nie fail. Hy sal nie slaag, en God sal unfair wees, maar God is nie unfair. Hy toets sy kinders. Van 'n kind kan nie getoets word as hy nie geleer was vir 'n kwartaal in 'n klaskamer met 'n meneer of 'n juffrou. Kan nie. En so ook kan die mens nie getoets word of op die proef gestel word om te kyk wat is in sy hart as hy nie vrede gemaak het met sy Skepper. As hy nie persoon is op weergebore, gered, vergewe en herstel. Ja, God kan enige ding gebruik om die mens se aandag te kry. Omstandighede, situasies, hy kan drome gee. Maar as hy sê in 1 Korintiërs 10:13, geen versoeking het ons aangegryp, dan praat hy met sy eie. Van Abraham was gered, Abraham was verlos, Abraham het 'n ontmoeting gehad met sy Skepper. Van Genesis 12 af het hy gewandel in die weë van die Here. Van die Bybel verklaar, Jakobus 1:2-3, geen versoeking het julle aangegryp, of liewer, ag dit loutere vreugde, as julle in allerhande versoekinge val. Van die beproewing van julle geloof, bewerk lydsaamheid, en hy lydsaamheid moet ontwikkel, tot volle verwerkeling kom. Dat jy iets kan leer, dat jy kan groei en toeneem en ontwikkel. My sien mense kind, as jy nie groei in die Here, as jy nie toeneem in die Here, as jy nie ontwikkel in die Here, dan gaan hy toets nie kom nie. As jy net 'n kerkganger is en 'n saamloper, en 'n gedagte het van God, maar geen krag of evidence in jou lewe, dat die Here is met jou. Dan gaan die Here jou nie kan op die proef stel nie. Of as hy jou op die proef stel, hy gaan elke keer fail. Van die 12de vers van Jakobus 1 sê,
Salig is hulle wat die toets weerstaan het op geslaagde. Hulle sal die kroon van die lewe kry wat die Here liefhet. So wat was die toets van Abraham? God gee hom 'n bevel, vat jou enige seun wat jy liefhet met jou hele hart en gaan offer hom op die plek wat ek jou sal wys. Nou God het gereis, wat gaan hy doen in die toekoms? Hy sal sy enige seun gegee het, wat nou in die verlede is, terwille van ek en jou, 'n duur prys. Was nie 'n maklike prys nie. Was nie 'n politician stronghold of 'n freedom fighter wat gebedei het vir menslike regte. Die was God geopenbaar in die vlees, Immanuel as redder, verlosser, as herder en zaligmaker. Van Abraham het gewag vir die seun. Abraham het eintlik gesondig en geoortree en geluister na die stem van sy vrou om vir Hagar te vat. Want sy het gedink die belofte vat toe lank. Nou as God ons beveel, hy maak nie 'n suggestion. Hy vra nie hoe voel jy? Hoe jy opgestaan in die oggend? Hoe gaan dit by die huis as daar kos in jou kas? Hy doen dit nie. Psalm 119:4 sê, jy het die beveling gegee, dat het moet trou geonderhou word. Nie net die sommige dae as jy in 'n goed moed is. Nie net wanneer jou sak vol geld is. Nie net wanneer jy jou pypakkie kry nie. Maar elke dag wanneer jy getrou is aan God se bevele, dat daar kan iets kom van jou bekering. Want die groei onder die kinders van die Here is pateties, is bloot. Kinders van die Here, die meerderheid, is die standvastig en onbeweeglik en oorvloedig van die werk van die Here. Want Kolossense 2:6-7 sê, sodat die Here Jesus aangeneem dit, wandel dan so in hom. Geworden, geanker, bevestig in die geloof, terwyl jy daarin oorvloedig is met danksegging. Nou dit is skaars. Jeremia 9:23-24 sê, laat die rykdom nie beroem in sy rykdom, op die wyse in sy wysheid, op die sterkte in sy krag, maar hy wat wil roem hier en roem, dat hy my ken en verstaan, that I execute loving kindness, judgment and righteousness, en in sulke dinge het ek 'n behaag. Nou as jy nie gaan wandel met die Here, hoe gaan jy jou beeld kry? Hoe gaan jy jou mond en jou leeg tap om jou te vervul met sy geestelike karaktertrekte en met sy Heilige Gees en met die vrug van die Gees? Hoe gaan jy? Hy het gesê, vat jou seun, jou enigste, wat jy lief het. Van so lief het God hier die wêreld gehad, dat hy sy enige geborene seun gegee, so die wat glo nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan verkry. Ek is so lief vir die skrif, Psalm 119:60, hoor wat sê. Dit sê, ek het my gehaas, ek het nie getalm om die gebooie te onderhou. En die Bybel sê, Abraham het vroeg opgestaan die volgende oggend. En dit praat minder van tyd as wat dit praat van sy ywer, sy gretigheid, sy gehoorsaamheid, sy honger om God te behaag. En die Bybel sê in Romeine, wees nie traag in die ywer, wees vurig van gees, dien die Here met 'n gewillige siel en 'n volkome hart. Van die wêreld gaan jou oorweldig, gaan jou neersleep, as jy nie op jou hoede is en nugter is.
Die wêreld gaan jou in die slaap sus. Jy gaan die nederigheid volg in verkeerde dinge. Jy gaan 'n mond vol Jesus hê, maar geen evidence dat God is 'n werklikheid in jou lewe. Hy sê, "Vat hom, gaan offer hom," en hy staan vroeg op. En hy maak hom klaar. Ek het eers 'n meeting gehou met Sarah. Ek het die naaste se opinies op die biduur gevra, wat moet ek maak? Hy het God se stem geken, is belangrik. So baie is besig met leringe van duiwels en verleidende geeste, wat opeindig met 'n ander Jesus en 'n ander gees en 'n ander evangelie. Dit is dit Jesus, dit is 'n gospel, dit is 'n spirit, maar is nie God se nie. En as 'n ander ding is ek gebedrieg word deur 'n next persoon. Maar horrible is ek myself bedrieg en mislei. So maak seker jy staan in die ware genade. Jy is onder God se heerskappy. Jy is onder sy umbrella. Jy is in good books met hom. Jy is on talking terms met hom. Want hy sê jy oorweg draai te luister na die woord. Sê jou gebed is 'n gruwel. Jy steur die Here. En as my kinders nie die skole goed wil was, en hulle blaas hulle monde op, of hulle was dit met 'n dik mond, of hulle nie my reëls gehoorsaam is onder my taak, dit steur mense dat my teenwoordigheid kom, en praat jy is aan die brood gee. Hoeveel te maal 'n 3 maal heilige God, wat sulke dierprys betaling vir jou? Hy het vroeg opgestaan, die dienaars gevat, die donkie gevat, op pad wat God ons voor geleid het. En die woord van die Here sê, wat is die kop op lig die 3de dag, sien hy dit uit die verte. En dit was verligting van oë, was 'n openbaring. Het God as hoogte geaanskop. Die Bybel sê in Johannes 8:56, hy sê die vader Abraham het hom verheug om die dag te sien. En hy het gesien, het hom verbly. Vanaf dat die openbaring is, as daar nie gehoorsaamheid is. Onderdanigheid, as jy nie onderdanig is van God se woord, en met inward volgens sy reëls, hy kan nie jou openlig, jou hart. Soos die skrif sê, open die oë van my verstand, maak my idee bekend. Hy het gesien in die verte. En Hebreërs 11 van 13 af praat van dit getuig saam met dit in 'n ander konteks, dat sy het gesterwe sonder om die belofte te kry. Jesus het nie gekom in hulle dag, maar hy het in die verte gesien. Hulle het geomhels en begroet en het gebely dat hulle is vreemdelinge. Hy wat geloof doen, van Psalm 19 sê, sy wet is volmaak, dit verkoop die siel, sy getuienis is gewis, dit maak die eenvoudiges verstandig, sy bevele is reg, dit verbly die hart, sy gebod is suiwer, dit bring verligting van die oë. Telke male moet hy sy disippels bestraf dit. Verstaan julle nou nog nie, as jy jou parable 'n gelykenis gemaak het, is jy die harte nog hard, en jy still slow of hard, foolish, en dat is belangrik, jy moet toeneem ontwikkel, dit moet aanwesig is, want as die graduation by die Here, daar is nie diplomas, degrees en certificate, jy arrive nie by die Here, hoe meer jy nader kom, hoe meer besef jy, hoe ver is jy nog? Hoe kom jy kort? Kom jy goggas uit, van sy ligskyn al hoe helder? As het te veel popcorn, microwave Christens.
deur die toets gaan nie. Wat jy wil beproef word, wat memoreer en klaar, soos die Israeliete geklaag het, elke keer terug na die vleespotte, parkamoene, ginger, garlic, pisse. Ek meen hulle skoen het nie versluit, ek meen hulle klere liewer, hulle voet het gegroei met hulle skoene, maar dit kon hulle nie beweeg, dit kon hulle nie roer, dit kon hulle nie getrou maak in die Here. Elke keer het ons hier gebring, dat ons moet doodgaan in die woestyn, ons was beter af, daar in Egypte. Want daar was nie verligting nie, hulle harte was hard, hulle gewete was gebrand. Die meerderheid, die majority. En die woord van die Here sê vir die dienaars, bly julle hier, ek en die seun sal gaan, en gaan aanbid, en ons sal terugkom. Ek het die sekerheid gekry, toe jy dit in die verte insien, soos die Hebreërs 11 sê, hulle het in die verte gesien, hulle het begroet, geomhels, hulle was gebeweeg en geroer en aangeraak deur dit, en daarom het hulle gebely, hulle is vreemdelinge, en die wat sulke dinge soek, sê op bely, sê duidelik, hulle is nie gelukkig met die huidige wêreld nie, hulle kyk na 'n Vaderskap, wat God voorberei het met sy hande. Maar jy sien, as daar jou attitude is op jou posisie, en jy word gebeweeg deur die Here, dan gaan jy nie skatte maak op die aarde. Materiale dinge gaan jou nie beweeg nie. Goud en silwer en debit en creditkaart. Niks verkeerd om 'n debit creditkaart te hê, maar verkeerd as jy dit verag God. As dit baie belangrik is vir jou, as dit jou lewe omkrap, as dit jou hart wegvat van hom, wat het nodig het, the affection of your heart belongs to God, not to the world. En die Bybel sê, soos hulle loop, vra die jong man, maar pa, ek sien die vuur. Ek sien alles wat ons gaan gebruik, maar waar is die brandoffer? Ek sê misschien God sal vir homself 'n brandoffer voorsien. Because no one else can cater or supply. Niemand is in staat. Niemand kan hy offers occupy. Niemand is perfect volmaak, sonder rimpel en derg, heilig, sondeloos, blameless. It's only Jesus. Only God that can provide a savior, a deliverer, a redeemer. En hulle het gegaan in die plek gekry, en het voortgegaan om die altaar te bou, en sy kind vast te maak op die altaar, en die mes uit te haal, en wat hy net wil slag, praat die engele die hemel, moet hom niks doen nie, nou sien ek die vreeslik. Nou sien ek, jy is my gehoorsaam, jy is my onderdanig. Job 23, 11 en 12 sê, my voete het vastgehou aan sy paaie. Ek het nie uitgedraai nie. Die gebod van sy lippe het ek bewaar. En moet 'n liefde develop vir die woord van die Here. Jy moet 'n honger in die dorp hê. Otherwise, you just become another casualty, another victim, another dropout, another defeated creature, another loser in die kerk. Moet 'n honger hê, moet die woord lees. En nie net lees vir kopkennis om te debate of ander te wys wat ken jy. Jy lees dit om het toe te pas in jou lewe. Grondige, praktiese kennis, as jy wil hê die Here moet jou help. Want Jeremia bestraf hulle, hoofstuk 16, wie sal ek aanspreek? Wie sal ek aanspreek en waarsku dat hulle kan luister? Kyk, hulle oor is onbestuidene. Die woord van die Here is gesmeed, en het geen behaag daarin nie. Jeremia 7 sê, dis die dinge wat ek julle beveel het, wandel in my weë. Wees my gehoorsaam.
Dan sal ek vir julle 'n God wees. As jy nie God gehoorsaam is, jy kan nie God is vir jou nie. Hebreërs 5:8 en 9 sê, anders jy die seun van God, het hy gehoorsaamheid geleer aan ons, hy het selfs gedemonstreer. En nadat hy perfek geword het, het hy bewerker geword van ewige saligheid, vir almal wat hom gehoorsaam is. Moenie net, dat het met jou gebeur, wat met Saul gebeurde. God het hom verwerp, want hy het God se woord verwerp. Jy het jare gelede 'n ander oom geontmoet, hy's nou al lankal dood, by die ouer huis. Oom Henry was sy naam. Vat sy adres, skryf het af, en ek het dikwels gekom. Hy by die huis om te praat met ons, sy vrou geontmoet, hy was al bejaard. En een aan bid ek voor, gaan slaap, Here, gaan nie môre, as jy wil na Henry toe, help my, ondersteun my, lei my. Staan op die oggend en bid weer. Daar gebeur iets, my broer kom en sê, die manne hier by die flat sê, jy kan nie vir hulle preek nie, jou vrou dien nie die Here. En ek word kwaad, ek vat die Bybel, stoor op die vloer na hom toe. Ek sê, wys my, waar sal dit geskrywe? Hy sê, nee, is nie ek, is die manne, ek is nog sommer mismoedig. En krieket speel op die keyboard, en ek leer op die couch en kyk krieket. En weet wat uiter die Here? Net die paar woorde, hy sê, dink aan Saul. Ek sal dit nooit nie vergeet nie. En ek sit reg op en ek dink aan Saul. En ek sien wat dit met hom gebeur. Het soos 'n man mens, 'n versteurde mens geword. Het gehuil, gebid, eenmaal was hy reg met die Here, dan profeteer hy, dan sê weer aanvallig, en sê weer reg, en wil weer met Abed doodmaak. Deur mekaar. En hy sê die hele dag. En ek gaan kamer toe, die Here so streng op my knieë, en wil nog vra vergifnis, voor ek nog kan praat. Hy sê, staan op, met strengheid, gaan daar waar jy moet gaan. Dink aan Saul. Geluister met die manne, nie ag op God se woord, wil nog vereer was, hy sê, Psalm, kom met my man, dat ons gaan aanbid, dat ek kan eer kry voor die oudstes. Jy kan nie geëer word en jy God ongehoorsaam is, as jy dubbelhartig is, as jy wil dien, wanneer jy wil. Sê gehoorsaamheid is beter as offerande. Te luister na die stem van die Here is beter as die vet van ramme. You cannot know God truly. You're not willing to obey Him. Jy kan nie. En die Bybel sê, roep die plek, Here sal voorsien, weer bekend in Engels, Jehovah Jireh. Maar nou is 'n probleem. As jy gaan lees, gaan jy sien tot by vers 13-14, word brandoffer 5 keer aangehaal. Dat is 'n beklemtoning, 'n emphasis op die brandoffer, wat vir Jesus typify en portray. Maar nou die meerderheid onder julle en onder die kerke, oor die algemeen waarvoor die wêreld, gebruik hy skrif Jehovah Jireh vir geld, kos en klere en kamer. It's not for that. He made provision. That's what Jehovah Jireh means. A burnt offering, a spotless lamb. Want dat baat ek in die goud, die silwer, maar ek het nie die brandoffer, ek het nie met Jesus. Is mos useless. Sê Matteus 16, wat sal het 'n man baat, hy win die hele wêreld, maar sy siel ly skade. Wat baat het jou, jy het met jou hart begeer, en jou oë aanskou, maar jy's 'n sondaar, jy's sapallig, jy's terugbetrokke, jy's bang, vrees, bevange, jy's angstig, die diep vrymoedigheid. Miskien in die kerk, maar nie daar buite. Hy sê die beklemtoning daar, ons sit die perekaar voor die perd. Want die belangrikste vir die Here, voor ons kom met hy goede, is 'n provider. Die skrif sê, ek was jong, ook ek het oud geword,
nooit die regverdige verlate gesien, of sy kinders bedelaars vir brood. He is a provider, he open up doors. Ek meen wat ek bekeer het, ek het eers 'n broek gehad nie. Maar wat hy sy hand open, daar wat ek gewerk het, sakke, dit het my 12 jaar gevat, voor ek 'n bytjie, 'n hemp, 'n jersey, 'n tie, 'n broek gekoop het. Huh? Maar eers seker, jy's reg met die Here, man. Maak 100% doodseker, ondersoek jou weer, naspeer dit, 2 Korintiërs 13 sê, beproef julleself. As Jesus aan julle, as julle in die geloof, as julle ten minste nie verwerplik is, sal jouself op die weegschaal. En as jy skuldig is, wees hastig om jou te bekeer. Om te bely en laat staan. Psalm 119 vers 162. Hy sê almal wat die werk lief het groot vrede. En daar sal geen struikelblok is vir hom. But not only the victory scriptures. Nie net die oorwinningsskrifte en gedeelte. Daar waar jy ook gepreek word, getuigtig, bestraf, tereggewys word, geweerleg word, daar waar die Here jou ook kastei. Ek meen jy weet in die natuurlike lewe, wat word met 'n kind? Wat net yscream en jelly, en kasten en pudding, en chocolates eet. Ek gaan tingerig is, elke wind gaan hom omwaai. Geen minerale, vitamine, yster of ziek. And yet many Christians is exactly that way. Jehovah Jireh het meer in voorsiening gedoen vir ons redding. Dis wat dit beteken. Niks te doen met geld, en baie ander skrifte wat praat van sy versoening, sy voorsiening en sy provision vir jou behoefte, jou menslike behoefte, kos, klere, dak oor jou hoof, 'n werk, whatever. Het baie, maar die praat nie van dit. Maar jy sien, wat maak die Christen, baie van julle, as jy iets hoor en het klink mooi en die mense klap handen, amen, halleluja, jy vat hom en jy haal, jy gaan dan op soek nie en kyk het die ding weg. Handelinge 17:11 sê, hierdie mense was edelmoediger as al die ander mense in Thessalonika. Hulle die skrifte elke dag ondersoek en te kyk as dit waar. Praat Paulus toe sê nie die goedheid sy duiwheid, of Petrus, of Apollos, of Philip. 1 Petrus 2:1-2 sê, doen afstand van boosheid, jaloesie, afguns, trotsheid, sonde, maar verlang sterk soos 'n pasgeborene baba, na die onvervalste melk van die woord, dat jy daardeur kan opgroei. Anders dan ga jy kerk toe kom, jou leer moet weer gechange word. Nog gebotter. Ja? Johannes hoofstuk 4, ek hou van hy skrif, die vrou van Samaria, wat in die stad gehardloop het, kom sien man, kom kyk 'n man, as hy nie die Messias, hy het my alles vertel, opskudding, herlewing, 'n vrou en sy manne, is traag en treurig en terug betrokke, om hulle hand aan die ploeg te sit, of om die lede van hulle liggaam beskikbaar te stel, as werktuie van geregtigheid in diens van die Here. Hoe ga jy God se hand sien? Hoe ga jy sien as dit nie die Here was? As hy my nie bewaar het, as hy my dood gemaak het of seer gemaak het. Hoe ga jy jouself weer ken? En is 'n horrible ding wat gebeur het in die tuin van Eden, terwyl ons in die lendene van Adam was nie net 'n mishap en 'n klein fout, was 'n terrible ding. Ons het geontaard. Ons het veel sleg en rein bedrieglik, eigelagtig geneig geword om kwaad te doen. Ons het lief geword vir die duisternis. So he speaks about the Lamb of God, not money, clothes. Almal as wat 'n kerk Jehovah Jireh.
maar gebou op dieselfde definisie en uitlegging van die skrif. Dit is belangrik. Tweede Petrus 1 sê ons dat die profetiese woord wat baie vas is, baie ag op moet gee, soos 'n lamp in 'n donker plek, tot die dag aanbreek en die môrester in julle harte opgaan. Veral moet julle dit weet, dat geen profesie van die skrif is 'n saak van eie uitlegging, maar deur die Heilige Gees gedrywe en die heilige manne van God gepraat. In other words, you don't use your intellect or your vocabulary or your credentials. You need a spirit. You need to obey and to surrender and to consecrate your life. Ek gaan God jou help om te verstaan wat praat hy. Nou, ek wil eindig met Matteus 16 van 13 tot einde, baie bekend. Die Bybel sê, Jesus vra hulle, wie sê die mense is ek? 'n belangrike vraag wat jy self moet vra. Who is this Jesus that demands so much from us? Wie is hy? En die antwoord wel is Johannes, Jeremia, een van die profete. Hy sê, goed en wel, maar wat van jou? Wat van julle? Julle is mos my disciples. Julle visser net nog gelos. Julle volg my. Wat sê julle? Soos hy proe wat Jesus doen. Hulle soebat hy moet nog paar dae bly. Later sê hy, manne, ons glo nie meer op grond van die woord, van die vrou se woord, maar ons ken vir ons self is werklik die zaligmaker. Baie min kom daar uit. Ons moet saamkom, is lieflik, is goed, maar as daar waar jy alleen is, jy moet die kerk moet uitgaan. Moet een kerk vir jouself. Petrus antwoord, hy was nog die spokesperson. Hy sê, hy is die stem van die lewende God. En Jesus stig hom en lig hom op, man. Lig hom op en sê, salig, is jy, Simon Bar-Jona, is nie vlees en bloed nie, maar het jou geopenbaar het aan jou, is my Vader wat in die hemel is. Ja? Jy sien, van is net God wat kinders van die Here maak. Dankie vir die kerk, maar kerk maak nie kinders van die Here. Bybelskole maak nie kinders van die Here. Maak nie. Jy kan maar sowel 'n perd in 'n karaat sit met die hoop, later sal hy verander in 'n kar. Wie sê jy is Jesus? 'n stig man. En daar bring hy nou die gesonde leer uit. Dis Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Unmovable. Maar weer eens, jy moet luister soos Matteus 7 sê, almal wat luister na my gesegdes, my woord, vergelyk het met 'n wyse man. Ja, wat sê, hy is bou op die rots, en as die storms kom en die winde, en COVID-19, en werkloosheid, en vrede, dan gaan jy staan. Van die winde moet kom. As unavoidable, inevitable. Is onvermijdelik, dit moet kom. God laat dit toe. Hy gee Satan let dit toe om jou te versoek. Hy sê, en die poorte van die doderyk sal dit oorweldig. Ons behoort aan hy kerk. Ons is wenners. Ons kan nie verloor sê openbaring. Hy sê die hele Bybel. We cannot lose. Dan sê ons stupid en foolish is. En insist om die verkeerde ding te doen. Ja. Hy sê dat jy die sleutels van die hemel. Maar die Bybel sê in Matteus 5, salig is die vredemakers. Hulle sal kinders van God genoem word. Op die koninkryk behoort aan hulle. Nou, ek praat nie van menslike squabbles waar jy moet uitsorg. Families wat mekaar vloek en uitskel.
en die dronk man wat die vrou rondskop. Ek praat nie van dit nie. Ek praat van as jy breekbaar is vir die Here, en hy mens bekeer, die man vrede met God, van sonde het die mens so vyand gemaak van God. That's what it means when it says, blessed are the peacemakers. Niks te doen van die politicians, en daarom werk die boete nie. New South Africa, Rainbow Nations, uit die Rugby World Cup, Cricket World Cup, Soccer World Cup, kan nie die mense laat lief kry vir mekaar nie. Dit kan nie. Die boete is 'n goeie konsep, maar hy werk nie, daar is nie krag om dit te steun nie. As die hart nie verander nie, jy haat. Die lewe afguns, hebsug, eerdrag, partyskap, jaloesie, jy se bek buite, jy skinder. Ek gee jou die sleutels van die hemel. En alles wat jy bind, op die aarde sal in die hemel gebind is. Alles wat jy ontbind sal daar ontbind is. Want Petrus het mos die eerste boodskap gepreek, nadat Jesus opgevaar het. Maar nou wat ek wil afkom, paar skrifte van daar af, begin die Here dit op vertel, hoe gaan hy lei? Hoe gaan hy gereject, verwerp, uitgedaag, beskuldig, gevang word, verneder word, gekruisig word, maar sal opstaan die derde dag. Maar dieselfde Petrus kom en hy vat die Here een kant. Hy bestraf en sê, Here, dit kan nie met jou gebeur, nog nooit nie. Nou ons moet soos Jesus is. Ons moet nie na die een kant hê. Ons moet nie een lang been, een kort been, gestremde kinders van die Here is. Ons moet nie bias is. Ons moet nie gesigkopers is. Ons moet nie mense behaag. Ons moet nie betrokke is met vleitaal. Want Jesus sê, byt Satan. Jy bedink nie die dinge van God, maar van die aarde. Nou ons moet hy balance kry. As jy goed doen, as verheffing, sê Genesis. As jy nie goed doen, as nie verheffing nie. God is genadig, barmhartig, maar hy ken my nie pek en paai. As ek nie wil ag gee, ja, hy is lief vir my, hy gee om vir my. Maar hy draai nie sy werk vir my nie. En daar kom hy sê, almal wat my wil volg, moet homself verloon, sy kruis optel. Dan kan hy my volg. Lukas 9 word bietjie meer spesifiek. Hy sê, elkeen wat my wil volg, moet homself verloon, maar sy kruis elke dag optel. Nie net op 'n Sondag. Dis 'n ander ding wat my die stuk. Bybel sê in Timoteus, hou aan met voorlesing, vermaning en lering. Die is dan se kinders van die Here skaam vir die Bybel. Baie kom sonder die Bybel, is dit nie. Jy weet die Bybel daar by die huis, jy ken alles. Maar toen jy gebekeerd het, elke dag met die Bybel geloop. Jy moet jou wapen weg en ek 'n polisman sonder 'n kan. Dis maar jou wapen. Moet nie skaam is, moet nie in die bek sit. Kom met die wees trots na jou hoof op, man. Gee die wêreld 'n smile. Jy jou Bybel is jou wapen. Moet nie soos 'n sapmerdien is, jy onder die water die hele week, dan kom jy op 'n Sondag op en jy is hier nog verder. En jy kyk God iets aan en jy word getuig. Maar as dit nooit gebeur, dan is dit goed. Nou ons moet ons vra, wat sê jy sê verloon jouself? En dan moet jy skry jouself af. Ek praat van self-will, self-love, self-interest. Jou eie plesier, jou eie ambitions, jou eie wysheid, krag, jou intellek, jou norme van lewe. Jy moet nou optree volgens die woord. Dan moet jy jou kruis optel. Nou dit is belangrik, wat is die kruis? Wat meer is die sê, tel die kruis op. Baie sê, as die man goddeloos is, elke huis het sy kruis. Dit is nie waar, dit is nie skriftuurlik.
As die kinders raak ergens nou, hulle is goddeloos. En hulle gee problems en hulle is ook kruis. En ek kan het verstaan as dit mense is wat verdoof, verblind, vermom is, maar as dit kinders van die Here is, dan is dit mos 'n probleem. Dis nie wat ek van praat nie. As dit nie goed gaan by die huis, siek, beddens, werkloosheid. Daar is nie die kruis, dat die mense goddeloosheid. Spreuke 3:33 sê die vloek van die Here rus in die huis van die goddelose. Maar dan die Here, eindig nie daar, hy sê maar die Here seën die huis van die regverdige. Soos ek wat hy mens so sê, help hom aan in sy kwaad. As jou kruis, elke huis het sy kruis. Hy praat van jy identifiseer met Jesus wat hy gedoen het en deurgegaan het, tot op die punt dat jy ook kan lei terwille van sy naam, en vervolg word en verdruk word en gehaat word deur die wêreld. Hy wat dit van praat. Dat hou jou op jou knieë. Jy kan nie Jesus sy juk op jou hê as jy die kruis vermy. Jy kan nie vir Jesus skei van die kruis af. Want as baie dinge wat die kruis doen, maar die main twee dinge, eerste ene is sy liefde. Daar is 'n groter liefde as dit wat gedisplay was vir mense wat die Here haat. Uitdiers, kommeners, moordenaars, drankaars, draakerigs, hoere egbreekers, you name them. Dat hy gehang het en gesê het, Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat maak hulle nie. Dat hy gekom het om te soek en te red die wat verlore is. Jesaja 49:15. Hy praat aan 'n moeder, 'n suigeling wat drink aan haar borste, wat van haar skoot afkom, verwerp. Ja, as jy kan dit doen, is hy maar nie ek nie. Hy is die Here, man. Daar is 'n groter liefde. Niks al die religions het nie daai nie. As net hier by die Here. Maar die tweede ene is wat mense nie wil aanvaar. Hy expose ons, hy trek ons uit. Hy diagnose ons en hy versprei in sy seun. Jesus was verwerklik, aanstootlik, unrecognizable. Gehou soos ene wat geplaag is deur God. God moet die pleins getrek het. Die son, die maan, die sterre moet sympathie bewys het, dat het donker geword, want dis 'n skepper wat onskuldig is. Hy het ons gewys. Want toe Rachel met die tweede swangerskap in Genesis 35, die Bybel sê die bevalling was groot, die lyfpyn sy eintlik dood gegaan, nadat sy die geboorte gegee het, en die voet hardloop. Hoe moet ons hom noem, as hy nog 'n seun? Sy sê Ben-Oni. Ons almal is 'n geslag van Ben-Oni. Kinders van smarte, pyne, ellende, stikken, gebreek, gekneus, oorweldig, moeg, uitgeput. Maar Jakob sê, nee, nie Ben-Oni nie, Benjamin, seun aan die regterhand. Jesus. Nou by die hospitaal, op die kliniek, op die dokter, op die x-ray, strale, op die scope, results van die scope van die laboratory. Jy aanvaar dit gretig. Jy stry nie, jy trek jou mond op. Maar jy stry teen God se diagnoses. En God se diagnoses is een en dieselfde vir elke individu. Van hospitale, dokters, professors, specialists, gynies, you name them. Hulle maak foute, hulle gee verkeerde diagnoses. Maar God se diagnoses is 100% accuraat. Hy stel die spyker op die kop. Dis al wat jy verwag, erken dat hy jou kan help. Anders nie, hy sê, tot 'n oordeel het gekom in die wêreld, maar die wat sien, hulle moet blind word. En die wat blind is, hulle moet sien. Hulle sê, as ons so blind is, en eie probleem. Praat jy, hulle sê, hulle is blind, gaan jy hulle sonde wegvat. Maar nou sê hulle sien, nou bly hulle in hulle sonde. Mense wil nie verootmoedig en hulle trots inskip. Want die remedy, solution,
As ook eners vir almal as die kruisdood. As Jesus is die middelaar, as die weg, die waarheid en die lewe. Mag God ons help, amen.